Goeiedag julle almal. Vandag lees ons Kolossense 4 en dit handel oor 'n volhard in gebed, wandel wys, leef getrou en lees getrou die woord van die Here. Vader, leer ons volhard in gebed en om elke deur wat U oopmaak te gebruik. Oom Piet wil net iets kort sê gou-gou. Hy sê Paulus sluit af met mense se name. Dit wys die evangelie is nie net idees nie. Dit is mense wat saamwerk. Hy vra vir gebed dat God 'n deur vir die woord, die Bybel, sal oopmaak, al sit hy in boeye. En hy sê, leef wys teenoor buitestanders. Julle woorde moet altyd vol genade wees. Ja, en so kom Soene vandag aan die woord. En Soene gaan vir ons nou Kolossense 4 lees. Baie dankie, Soene. Ons lees uit die 1983 vertaling. Kolossense 4. Eienaars, behandel julle slawe reg en billik in die wete dat julle ook onder iemand staan, onder die Here in die hemel. Bid en tree met wysheid op. Volhard in die gebed. Wees daarby waaksaam en dankbaar en bid tergelykertyd ook vir ons. Bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig, waarvoor ek hier gevangene sit. Bid dat ek dit duidelik sal verkondig, soos dit my opgelê is. Tree met wysheid op teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. Wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig, en julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Opskrif: moenie oor my bekommerd wees nie. Tychicus, die medegelowige wat ek baie liefhet, sal julle alles vertel van hoe dit met my gaan. Hy is 'n getroue dienaar en werk saam met my in diens van die Here. Ek stuur hom na julle toe, juis sodat julle kan hoor hoe dit hier by ons gaan en sodat hy die kommer in julle gemoed kan wegneem. Onesimus, die getroue medegelowige wat ek baie liefhet en wat een van julle is, gaan saam met hom. Hulle sal julle alles vertel van hoe dit hier gaan. Opskrif: groete. Aristarchus, wat hier saam met my gevangene sit, stuur vir julle groete. Ook Markus, die neef van Barnabas. Oor hom het julle reeds opdragte gekry. As hy daar by julle kom, moet julle hom gasvry ontvang. Verder stuur Jesus, wat ook Justus genoem word, groete. Hulle drie is die enigste Jode wat saam met my werk vir die koninkryk van God. Hulle is vir my 'n groot troos. Epaphras, wat een van julle is, stuur vir julle groete. Hy staan in diens van Christus Jesus en bid altyd ernstig vir julle, dat julle staande mag bly, geestelik volwasse, in alles volkome, gehoorsaam aan die wil van God. Ek kan van hom getuig dat hy baie vir julle doen, as ook vir die gelowiges in Laodicea en in Hierapolis. Lukas, die dokter wat ek baie liefhet, en Demas stuur vir julle groete. Dra my groete oor aan die gelowiges in Laodicea en aan Nimfa en die gemeente wat gereeld in haar huis bymekaar kom. Wanneer hierdie brief klaar by julle voorgelees is, moet julle reëlings tref dat dit ook in die gemeente van die Laodicense voorgelees kan word. En die een wat van Laodicea af sal kom, moet ook by julle voorgelees word. Vers 17. En sê vir Archippus, gee jou aandag aan die taak wat jy in diens van die Here aanvaar het, sodat jy dit kan voltooi. Nou skrywe ek met my eie hand, groete Paulus.
Dink aan my waar ek hier gevangene sit. Die genade sal by julle wees tot hiernatoe. En met hierdie hoofstuk 4 gelees, sê ouma, ek het iets om julle vandag baie duidelik te laat verstaan. Onthou wat ek julle vandag sê. 'n Versie 'n dag op jou selfoon. Dit wat jy daar ontvang, is inligting. Maar jou tyd saam met God is 'n verhouding. 'n Versie op jou selfoon is net vinnige inligting. En dit gee jou 'n goeie gevoel vir so plus minus 10 sekondes. Maar verhouding vra stilte, en baie mense is bang vir stilte. Baie mense is moeg en hulle voel skuldig. Hulle het al probeer om die Bybel te lees, elke dag te lees en te bestudeer en toegeval. Toe bly hulle maar liewer weg van enige Bybellees af. Die vyand hoef jou nie weg te trek van God af nie. Hy moet jou net besig hou met jou daaglikse dinge om jou van God af weg te trek. Hy moet net sien dat daar nie tyd is om 'n halfuur 'n dag met God te spandeer nie, dan het hy gewen. Iemand vra vir ouma, hoekom kry die duiwel se video's dan so baie likes en is daar so baie tyd om dit te kyk? En Bybel lees niks. En ouma antwoord, as jy skree daar is 'n slang in die huis, kyk almal op. As jy sê daar is brood in die kombuis, staan net die hongeriges op. Die duiwel is sensasie en vrees. Dit trek oë. Die Bybel is brood. Dit trek net 'n hongerhart. Het jy 'n hongerhart? Die foon se algoritme stoot vrees en bakleierery, want dit hou mense langer aan kyk. Genade maak nie oë oop nie, dit maak harte oop, en dit tel nie die views nie. My kinders, volhard in die gebed, waak daarin met danksegging, bid ook vir ons God, dat God 'n deur vir die woord oopmaak, om die verborgenheid van Christus te spreek. Luister, wandel in wysheid teenoor buitestanders. Koop die tyd uit. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle weet hoe julle elkeen moet antwoord. En ouma skiet alweer 'n vraag in die lig in. Volhard jy in gebed met danksegging? Of bid jy net as jy benoud is? Of so nou en dan? Is jou woorde teenoor buitestanders vol genade en met sout besprinkel, wat mense na Jesus toe trek? Here, maak vir my vandag 'n deur oop vir u woord en gee my woorde vol genade. Laat u genade met ons wees, Here. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Moenie jou hart ver van God laat dwaal nie. Daar is vrede in sy wil. Daar is lewe in sy hand. Een hart, een pad. Een God. Een pad. Een pad. Een pad. Jy kan nie op twee paaie loop nie, as jou hart na vrede vra. Jy kan nie jou siel verdeel nie en verwag dat vreugde bly bestaan. Kom stap weer naby aan die Vader, kom rus weer in sy lig, waar sy wil jou voete lei, word jou môre weer verlig. Moenie vra vir vrede, terwyl jou hart so ver bly staan. Kom nader aan sy liefde, laat sy hand jou weer kom dra.
huis nader. Hy ken jou naam nog steeds. In sy teenwoordigheid is rus, in sy genade is daar vrede. Een God, een hart, een pad om te stap, een naam wat my deur elke dag kom vat. Ek kies u wil, ek kies u lig, ek hou my oë op u gerig. Een God, een Heer, u liefde bly getrou, ek gee my hart weer heeltemal aan u. Een God, een pad, u vrede dra my vandag. Een Heer, een naam, u liefde hou my vas. Hou my vas. Dra my vandag. Die wêreld kan so mooi kom roep, met beloftes blink en wyd. Maar net by God vind ek my rus, net by hom is daar voluit. Ek wil nie dwaal van u stem nie, ek wil nie weg van u hand. Lei my terug na u plan toe, laat my hart in u liefde brand. U soek my hele hart, nie net 'n stukkie van my lied nie. U roep my nader, omdat ek aan u behoort. Bring jou bekommernis nader, bring jou vraag na sy voet. Met gebed en danksegging word jou hart weer stil en goed. Moenie swaar dra op jou eie, moenie vrees vir môre se dag. Die Here hoor jou fluister en sy vrede hou die wag. Een God, een hart, een pad om te stap, een naam wat my deur elke dag kom vat. Ek kies u wil, ek kies u lig, ek hou my oë op u gerig. Een God, een Heer, u liefde bly getrou, ek gee my hart weer heeltemal aan u. Wees oor niks besorg nie, bring dit alles voor die Heer. In gebed en smeking, met dankbaarheid alweer. Laat jou hart weer stil word, laat jou siel weer asem kry. God se vrede is 'n rivier wat deur die diepste waters bly. Ek wil binne u wil leef, ek wil naby u bly staan. Vat my hart, Here Jesus, lei my op u pad voortaan. Lei my voortaan, hou my naby. Ek kies die vrede, ek kies die lig, ek kies die liefde, ek kies die liefde. Ek hou my oë op u gerig. Wie lei my hart? Die Here lei my hart, Wie dra my deur? die Here dra my deur. Wie gee my vrede? Gee my vrede, een God, een hart, ek behoort aan u. Een God, een hart, een pad om te stap, een naam wat my deur elke dag kom vat. Ek kies u wil, ek kies u lig, ek hou my oë op u gerig. Een God, een Heer, u liefde bly getrou, ek gee my hart weer heeltemal aan u. Wees oor niks besorg nie, Bring alles na hom toe, met gebed, met danksegging, sy vrede sal jou dra in